Hi graad 12's. Dit is baie duidelik dat ons nou gaan wegval met 'n terugfunksie vraag. Vraag 4 van die Junie 2025 vraestel wat deur die Vrystaat Departement opgestel is, natuurlik vraestel 2. Alright, kom ons begin gou-gou kyk na wat vir ons gegee word hierso. Ek het nou nie gehighlight nie, maar kom ons gaan gou-gou daardeur. Vraag nommer 4.1 het 1 punt getel ouetjies en ek gaan net gou-gou die highlighting doen om aan te dui watter tipe vraag ek dink dit is. Ek dink vraag 1 is 'n lekker maklike vraag. Vraag 2 skets is ook lekker maklik. Waardeversameling kan 'n mens leer, so ek gaan dit groen maak. En dan hier begin dit 'n bietjie meer uitdagend raak, so 4.1.1, ek weet julle sukkel met hierdie, maar hierdie eerste ouetjie is nou nie regtig. Niks hier is ondoenbaar nie, maar kom ons maak dit nou maar so. En dan die algemene oplossing, weet julle hou van algemene oplossings, maar soek ek nou pink gekies, hy is nie pink nie, hy is geel. Ok julle, so daarso is die moeilikheidsgrade van elkeen van die vrae. Vir as julle gewonder het, julle weet nou al hoe hierdie klere werk. Ok, goed. So, kom ons kyk net gou-gou na vraag 4. Die grafiek van fx is gelyk aan sin 3x, is hieronder geskets vir x wat 'n element is vanaf -180 tot by positief 90. Ok, so ons sien 'n ek praat heeltemal verkeerd. 'n singrafiek word vir ons gegee. En ons weet natuurlik ouetjies van ons vinnig 'n recap doen nê van hierdie singrafiek wat vir ons gegee word. So fx is natuurlik 'n singrafiek. Hulle het nie fx noodwendig hierso. Nee, ekskuus, daarso is die f vir die aanduiding van dat dit die singrafiek is. So die grafiek van fx is gelyk aan sin 3x. Nou, wanneer ons kyk na amplitudes ouetjies, ons weet wat ook al voor jou sin kos of tan staan, is natuurlik jou amplitude. As daar niks voor hom staan nie, is jou amplitude natuurlik 1. Stem julle saam? So wanneer ons kyk na amplitudes, dit beteken dan nou daar is 0, soos julle kan sien, daarso is my die oorsprong van my grafiek, die kartesiese vlak waar my x en my y as mekaar natuurlik ontmoet, is daarso by die oorsprong. So wat my amplitude vir my sê, wat voor my sin staan, wat natuurlik niks is nie, wat 'n 1 is in die geval, beteken dit dat die maksimum en minimum golflengtes is natuurlik by 1. Ok, so 1, ok, nee goed, die ding wil prentjies teken. Alright, is by 1 en by -1. Ok, dit is hoe ons weet wat die maksimum en minimum golf of waardes is van hierdie singrafiek. Nee, my maksimum golf se waarde gaan natuurlik, my maksimum waarde gaan 1 wees en my minimum waarde gaan dan nou -1 wees. Dis wat die amplitude vir my sê, nê? Ok, goed. Dan daai 3 wat voor my x staan, en natuurlik kan dit ook 'n theta wees, nê? Of enige aanduiding van die hoekgrootte. In die geval was dit nou x gewees, wat ook al voor my x staan, of wat ook al voor my theta staan, is natuurlik gaan my periode affekteer natuurlik, nê? So jy deel dan jou sin se normale periode deel jy deur wat ook al voor die x of jou theta staan. So dit is hierdie 3 hierso affekteer jou periode. Ok. So kom ons kyk net gou-gou. Dis basies wat hierdie vir my sê hierso. Daai funksie is geskets en natuurlik ons beperking is vanaf -180 tot by 90 grade. So ons weet hierdie laaste punt hierso is by -180 en die maksimum punt hierso is dan nou natuurlik by 90 grade. Ok, so hulle het net vir ons in hierdie 270 grade interval vanaf -180 tot by 90 is die beperking waarvoor hulle wil hê ons hierdie
skets of hierdie vraag moet beantwoord. Okay. So 4.1 is lekker maklik. Skryf die periode van F neer. Okay. Ons onthou die amplitude sê vir my wat my maksimum en minimum waarde is. Dis nie wat hulle vra nie. Hulle vra vir die periode. Ons het nou net klaar vir mekaar gesê waarna kyk ons wanneer ons 'n periode vraag wil beantwoord. Daardie 3 wat voor my x of voor my theta of voor my hoekaanwyser staan, gaan natuurlik dan nou my periode affekteer. So kom ons gaan gee gou vir 1 punt wat die periode is van F. So die periode van my singrafiek is natuurlik oudjies, jy gaan jou normale singrafiek se periode vat en jy gaan hom dan nou deel deur 3. So hierso is jou antwoordblad oudjies. So wat jy gaan doen is jy gaan vir my sê goed, jy vra vir jouself wat is die normale periode van 'n singrafiek, nê? Die normale periode van 'n singrafiek is 360 grade. Okay, so skryf dit neer en dan weet jy moet daai 360 grade moet jy gaan deel deur 3. So dit is wat jy doen met jou koëffisiënt van x of van theta, okay? En dan kry jy dat jou periode vir fx is dan nou 120 grade. Okay, goed. En daar het jy daardie 1 punt in die sak. Okay, goed. So dit is wat 'n mens dan nou doen, ouetjies. So by the way, altyd wat ook al voor jou x of voor jou theta staan, dit is wat jy dan nou jou normale periode van 360 grade vir sin, gaan jy dan nou deel met wat ook al daarso staan. Okay, so ons weet ons periode vir fx is dan nou 120 grade. Okay, goed julle, kom ons beweeg dan nou aan na 4.2 toe en by 4.2 sê hulle vir ons skets die grafiek van gx. Oukies, dit is 'n heel ander grafiek, nê? Wat vir ons geskets is fx. Nou ons moet vir gx gaan skets op dieselfde rooster en ons beperkings is ook presies dieselfde. Nou dit help nogals as ons beperkings dieselfde bly. Alright, nou die skets van grafieke is ook nie uitdagend nie, veral nie hierdie ene nie. Ons gaan op ons antwoordblad, nê, gaan ons bo oor saam met hierdie singrafiek wat f is, gaan ons G moet gaan skets en G is 'n kosgrafiek. Nou oukies, as 'n mens hierna kyk, ons weet natuurlik hierso is hierdie is basies net jou normale kosgrafiek wat 30 grade na links geskuif het, nê. So ons weet wanneer ons hierdie hakie het en waar ons x of ons theta vat en ons plus of minus grade, dan is dit 'n horisontale verskywing, nê, 'n links en regs verskywing. Okay, plus 30 beteken ons skuif 30 grade na links. Die hele kosgrafiek, die hele moedergrafiek van kos skuif net 30 grade na links. Okay. Nou oukies, kom ons gaan gou-gou na ons antwoordblad toe en dan gaan skets ons gx op dieselfde rooster as wat fx die singrafiek vir ons geskets is. Okay, nou kom ons gaan gou-gou. Vir 3 punte oukies, kom ons gaan doen dit. Nou, dis baie belangrik om eerstens jou grafieke te gaan benoem. Nou hierdie grafiek wat hierso vir jou gegee word, weet ons, is natuurlik f, né? Dit is jou singrafiek, okay? So die ouetjie hierso is jou singrafiek, okay? En dan gaan ons nou vir G moet gaan teken. Kom ons teken hom sommer in pink. Okay, so wat is gx se formule, die funksie se formule wat hulle vir ons gee? Hulle sê vir ons gx is gelyk aan cos x plus 30 grade. Okay, so daarso is my vergelyking van my funksie gx. Okay, so ons moet hom gaan teken. Nou die belangrike ding wat 'n mens heel eers moet doen, is 'n mens moet op jou x-as moet 'n mens jou grade gaan neerskryf. Okay, vir die bestaande grafiek en dan vir daai selfde grade moet jy y-waardes gaan kry vir gx en hom gaan skets sodat jy basies punte plot sodat jy die punte kan verbind. Nou kom ons maak net gou-gou eers so ouetjies, dis regtig belangrik. Baie van julle weet nie waar om te begin nie. Eerstens moet jou funksies benoem wees. So f was nie benoem nie, dis baie belangrik. Dan vir f moet jy nou oralste jou grade gaan insit, nê. Nou wat hierdie bietjie moeilik maak op die antwoordblad, gaan kyk altyd na
wat vir jou gegee was op jou vraag, nê, om jou te gaan help met jou grade. Kyk gou hier. Wat hier vir jou gegee was, is ons weet ons begin hierso by minus 180 en ons eindig by 90. OK, kom ons doen dit. OK, goed. So ons begin hierso by minus 180 grade. OK, op ons x-as en ons eindig hierso by 90 grade. OK, dit weet ons volgens ons beperking, nê. Nou, kom ons kyk na enige ander grade wat vir ons in die vraag gegee is. Daar's 'n 90 grade outjies wat vir ons gegee was. 1, 2, 3. Eenhede basies van jou oorsprong af, nê, gaan ons minus 90 grade en een eenheid van jou oorsprong gaan ons 30 grade gaan insit, nê. Net sodat ons intervalle kan kry vir ons grafiek. OK, so kry altyd eers al jou x-waardes en van daar af kan jy werk. Alright. So 1, 2, kom ons kyk gou hierso, daar's ons my oorsprong, 1, 2, 3 eenhede, daar's ons my minus 90 grade, nê, wat vir ons gegee was ook op die vraag, daar's my minus 90 grade, en dan weet ons hierso is my een eenheid van my oorsprong, gaan ons 30 grade, dit was vir ons gegee op die vraestel. OK, julle, so ons kan sien, een eenheid verteenwoordig 30 grade, nê. So natuurlik is dit logies dat hierdie my oorsprong is, so dit is natuurlik 0 grade, nê. So ons weet daai is my oorsprong, so daai ouetjie is 0. So ons werk in 30 grade intervalle, so natuurlik gaan die ouetjie hierso gaan 60 grade wees. OK, 60 grade en dan daai gaan minus 30 grade wees, daai gaan minus 60 grade wees, daai gaan minus 120 grade wees en daai gaan minus 150 grade wees. Okay, so dis baie belangrik, nê? Werk op die oorspronklike funksie wat vir jou gegee is en kry al jou x-waardes van jou oorspronklike funksie en gebruik daai x-waardes om die funksie wat jy wil teken te gaan teken. OK. Nou okay, hierdie is baie maklik. Dis net sakrekenaar werk om vir gx te gaan teken. Jy gaan letterlik in hierdie x se plek gaan jy al hierdie waardes gaan insit. Jy gaan eers insit minus 180 en dan minus 150, minus 120, al die waardes tot by 90 en dan gaan jy natuurlik jou eie waardes kry wat jy kan koördinate plot en dan gaan jy daai koördinate verbind. Nou dit is hoe maklik dit is om hierdie ouetjie te gaan skets. OK, so kom ons val dan nou net gou weg. Nou wanneer jy hierso in x se plek minus 180 gaan insit, nê? So as ons gaan sê minus 180 grade plus 30 grade, dan gaan 'n mens natuurlik kry minus 150 grade. So gaan tik nou in jou sakrekenaar die kos van minus 150 grade en kyk wat kry jy as 'n antwoord, wat gaan jou y-waarde wees, want onthou, hierdie is jou x-waarde, ons soek die y-waarde by hierdie spesifieke x-waarde, nê. Nou as jy kos minus 150 gaan intik, nê. Ekskuus, nie gaan intik nie. Hierso. Dan gaan jy, as jy kos minus 150 op jou sakrekenaar gaan intik, wat basies jou kos minus 180 grade plus 30 grade is, gaan vir jou kos minus 150 grade gee, dan gaan jou antwoord op jou sakrekenaar wees minus 0,87. Nou oukies, ons weet ons amplitudes, dis ook belangrik om jou amplitudes te gaan inteken. Ons weet die amplitude vir albei grafieke is natuurlik 1, nê? So ons maksimum en ons minimum waardes gaan dan nou natuurlik 1 en minus 1 wees vir albei grafieke, nê? Want my amplitude is ook 1 vir hierdie kosgrafiek. So ons weet ons golflengtes, ons maksimum minimum waardes gaan nie verby 1 en minus 1 gaan nie. So daai is by the way ook my waardeversameling. Okay. So oukies, jy kyk na jou amplitudes wanneer jy kyk na waardeversameling. Okay. My grafieke bestaan net tussen 1 en minus 1. OK. Goed. OK. Nou kan ons hierso gaan aandui wat ons gekry het is kos minus 150
en die waarde wat vir ons daar gegee was minus 0,87. Nou wat ek gewoonlik doen is ek dui aan waar 0,5 en minus 0,5 is presies die helfte, en van daar af kan ek rofweg gaan bepaal. So, 'n mens het gekry minus 0,87 as jy minus 180 daar ingetik het. So ek gaan skat, dit is basies, dis net bietjie laer as 0,5 en bietjie bo minus 1. So jy gaan basies so afgaan en jy gaan daar jou punt gaan plot. Okay. So dit is dan nou by minus 180 en minus 0,87. Daar gaan maak jy jou eerste koördinaat. Dan gaan jy nou gaan en dan gaan jy in x se plek gaan jy hierdie minus 150 gaan intik en dan gaan jy kry jy gaan cos minus 120 dan nou kry. So cos minus 120 tik gou in en dan kry jy 'n y-waarde van minus 'n half. Nou daai het ons klaar minus 'n half, so net gou presies teenoor daai minus 'n half is wat ons waarde daarso gaan wees. Dan as jy nou gaan en jy gaan sit minus 120 daar in x se waarde, is minus 120 plus 30 gaan vir jou minus 90 gee. So as jy cos minus 90 op jou sakrekenaar gaan intik, dan kry jy 'n y-waarde van 0. So by 120 is jou y-waarde 0. Okay, dan as jy gaan en jy gaan sit minus 90 daarso in x se plek, minus 90 plus 30 gee vir jou minus 60 grade. So as jy gaan intik cos minus 60 grade, gaan jy kry positief 'n half. Okay, so presies daarso lê positief 'n half, so daar's jou y-waarde by minus 90, dan gaan ons na minus 60 toe. As jy minus 60 daar gaan insit, minus 60 plus 30 gee vir jou minus 30, so cos minus 30 gee vir jou positief 0,87 en dit gaan nou weer eens omtrent daarso lê, positief 0,87 gaan omtrent daarso lê, so daar's jou koördinaat en dan as jy minus 30 vat, en om daar in x se plek gaan insit, is dit minus 30 plus 30, dit gaan vir jou 0 gee, so cos 0, kom ons tik cos 0 grade in ons sakrekenaar, dan kry jy 'n waarde van 1. Okay, dan kry jy nou 'n waarde van 1. Okay, so daar het hy sy maksimum bereik oudjies en ons weet nou natuurlik as ons nou afgaan, gaan hy basies presies dieselfde daal as wat hy daarso gedaal het. Maar jy kan verder gaan en jy kan presies dit gaan intik in x se plek en dan gaan jy jou ander koördinate ook gaan kry. Nou oudjies, wanneer jy 'n 0 in x se plek insit, gaan dit cos 30 wees. So kom ons sê cos 30 en dit gee weer eens vir jou positief 0,87. So daar is positief 0,87, trek hom en dan as ons nou gaan en ons gaan sit positief 30 in x se plek, gaan 30 plus 30 gee vir jou 60. So jy gaan intik cos 60 en die waarde van cos 60 is positief 'n half. So kom ons volg net gou daar waar 'n half is, daar is positief 'n half. Okay, en dan as 'n mens nou 60 in x se plek insit, 60 plus 30 gee vir jou 90, so cos 90 is natuurlik 0. Okay, goed, so daarso gaan jy 0 grade hê, dan as jy nou 30, jou volgende ouetjie gaan insit, 90 grade in x se plek, 90 plus 30 gee vir jou 120, so cos 120 gee vir jou minus 'n half. So ons eindig hierso by 90 grade en by minus 'n half. Okay, so daar het jy nou al jou punte geplot, sien jy. So nou moet jy letterlik net daardie punte gaan verbind en dan het jy jou 3 punte in die sak vir jou gx is gelyk aan cos x plus 30 grade. So kom ons verbind net gou al ons punte. Lekker vryhand ouetjies, ons het nie baie tyd in 'n toets nie, so gaan verbind dit net vryhand. Okay, so daar het jy dit, ouetjies. Alright. So daar het jy presies geskets wat hulle voorgevra het. Hulle het nie spesifiek gesê dui enige koördinate aan. Mens moet altyd baie mooi lees wanneer jy 'n funksie teken. Moet jy baie mooi gaan lees of hulle spesifieke inligting wil hê. Hulle het nie daarvoor gevra nie. So gewoonlik om hierdie 3 punte te verdien hierso, gaan hulle eerstens
vir jou 'n punt gee vir jou 2x afsnitte. Hierso is jou 1x afsnit, so jy gaan as daai en as daai reg is, as ons sien jy het jou 2x afsnitte by -120 en by 60 kry jy 1 uit 3, dan kry jy 'n punt vir jou y afsnit wat hierso is, daar kry jy jou tweede punt en jou derde punt gaan natuurlik wees dat jou vorm lyk soos wat dit moet lyk. Okay. So goed, so daarso het jy dan nou jou 3 punte hierso. Okay, so lekker maklik. Dis hoekom ek hom groen gemaak het. Dis letterlik net punte plot en dit verbind. Okay. Goed, julle, so daarso is daardie 3 punte. Nou, onthou net wanneer jy iets skets of wanneer 'n skets vir jou gegee word, gaan 'n mens daarvan af die volgende paar vrae moet beantwoord. So dis baie belangrik dat jy jou sketse benoem. So ons weet hierdie swart skets is jou singrafiek en ons weet die pink grafiek is jou kosgrafiek. Okay. G. Okay. So dit is baie belangrik om te diferensieer wat is jou singrafiek, wat is F en wat is G. Alright julle, daar is ons 3 punte in die sak en kan julle sien dit was ook maar 'n lekker maklike vraag. Nou 4.3 is jou laaste groen vraag vir hierdie spesifieke vraag. Hulle soek die waardeversameling van G. Okay, so waardeversameling van G. Oukies, nou 'n mens het nie eers jou skets nodig om hierdie vraag te beantwoord nie, okay? Onthou wat ek vir julle gesê het, waardeversameling, nê, wanneer jy werk met jou metriek, met jou triegfunksies, jy gaan kyk letterlik, hier is die triek daar agter. Jy gaan kyk na jou amplitude. Okay, dit is waar jou antwoord lê. So onthou net daai reël, nê? Vir jou waardeversameling gaan kyk asseblief net na jou amplitudes. Alright. Nou wanneer ons kyk na G se amplitude, kom ons gaan na G toe of hierso is G. sien julle, daarso is G se vergelyking, die funksie se vergelyking. Ons weet die amplitude staan voor die kos of voor die sin, nê? Nou as daar niks as daar nie 'n getal voor sin of kos staan nie, dan weet ons die amplitude is 1. So ons weet daar staan eintlik 'n 1 voor hom en daar staan eintlik 'n 1 voor die sin, maar ons hoef mos nou nie die ene te skryf nie, want 1 maal enige iets is dit waarmee jy 1 maal. Okay, maar vir amplitude doeleindes weet ons dat dit 1 is. En kom ons gaan skryf dit gou-gou op. Ons skets, ons het dit klaar gedoen. Kan julle sien my amplitude is 1, nê, en -1. Dit is wat daai amplitude vir my sê. Die maksimumwaarde is 1 en die minimumwaarde gaan -1 wees. So hierso is jou waardeversameling. So kan jy sien dat Gx, die funksie wat ons sopas geteken het, die kosfunksie wat ons hier geteken het, nê, sy maksimumwaarde is 1. So met ander woorde, hierdie funksie gaan nooit hoër as 1. Hy gaan nie 'n y-waarde hê hoër as 1 nie en hy gaan ook nie 'n y-waarde hê laer as -1 nie, nê, want dit is sy maksimumwaarde en dit is sy minimumwaarde. So dit is waarna jy gaan kyk. Maksimumwaardes en minimumwaardes wat deur jou amplitudes vir jou gegee word. Alright. So natuurlik ouetjies, jou waardeversameling werk natuurlik met y-waardes. Ekskuus, dis iets wat ek neem aan julle almal weet dit teen die tyd nou, dat jou waardeversameling is natuurlik jou y-waardes, okay? Wanneer hulle dit vra, kyk jy vir watter y-waardes bestaan jou grafiek en natuurlik het ons nou gesê die y-waardes waarvoor hierdie grafiek bestaan is natuurlik vanaf 1 tot by -1, okay? En jy het 2 maniere om hierdie te gaan skryf. Onthou, wanneer jy waardeversameling skryf, moet jy altyd jou kleinste waarde eers te skryf aan die linkerkant en jou groter waarde aan die regterkant. So jou 2 opsies om hierdie te gaan skryf, jy kan letterlik, ouetjies, jy hoef dit nie, jy kan een van hierdie maniere kies, okay? So die eerste manier wat jy kan gaan sê, is dat y is 'n element vanaf -1 tot by 1. sien julle dit, nê? Dis 'n manier hoe ek kan sê dat my y-waardes is vanaf -1
tot by 1. Dit is waar my grafiek bestaan vir daai y-waardes. Okay? So daar gaan jy jou 2 punte kry, of die ander manier wat jy kan gaan skryf is, jy kan vir my gaan sê dat y tussen -1 en 1 lê. Okay? So vir al twee daardie gaan jy natuurlik jou 2 uit 2 gaan kry. Okay? So jy kies een van daardie. Opsie 1 is gewoonlik vir die leerders wat nie regtig baie wiskundig aangelê is nie, hulle verkies hierdie. En hierdie is vir die leerders wat meer wiskundig aangelê is. Ek weet, dit is hoe dit werk. So oukies, daai 2 punte het ek groen gemaak, want is lekker maklik. Jy kan leer dat jy kyk na jou amplitude, jy kyk na jou maksimum en jou minimum waarde, en dit is die waardes waar tussen jou grafiek bestaan, die y-waardes waarvoor jou grafiek bestaan. Okay, so daarso het ons dit. Okay, nou beweeg ons aan na die bietjie moeiliker tipe vrae toe. En ek weet julle sukkel regtig baie met hierdie 4.4 tipe vrae. Nou kom ons kyk gou-gou hierna, want dit is eintlik nie so moeilik as iemand dit vir jou ordentlik verduidelik nie. Vir watter waardes van x? Oukies, nou dit is baie belangrik. Vir watter waardes van x? So my antwoord, oukies, moet x waardes wees. My x waardes is die waardes wat hierso is, nê? My x waardes is die waardes hierso op my x-as, nê? Sien julle dit? So een van hierdie waardes, een of meer van hierdie waardes is wat hulle soek. Okay, so vir watter van hierdie waardes op my x-as sal fx, my singrafiek, gelyk wees aan my kosgrafiek. Okay, so vir watter x-waardes is hierdie twee se y-waardes gelyk aan mekaar vir hierdie spesifieke beperking, so vanaf 0 tot by 90 grade. Okay, so wat hierdie beteken is, hulle sê vir ons vanaf 0 tot by 90 moet ons nou gaan kyk waar my twee grafieke mekaar sny. Okay, dit is wat hierdie gelyk aan sê. So waar sny my twee grafieke mekaar vir hierdie intervalle? Waar is hulle presies gelyk aan mekaar vir daardie interval, nê? Okay, nou kom ons gaan na ons gesketste grafiek toe, en dan gaan kyk ons nou maar net gou-gou hierso. Kyk gou-gou hier. Nou vanaf 0, die beperking is hierso, nê? Vanaf 0 tot by 90 grade. So ons moet glad nie na die negatiewe kant gaan kyk waar die twee grafieke mekaar sny nie, want kan julle sien, daar sny hulle mekaar, daar sny hulle mekaar en daar sny hulle mekaar, nê? Op 3 verskillende plekke aan die negatiewe kant, nê? Maar hulle het vir ons 'n beperking gegee, hulle soek nie waar hulle daar mekaar sny nie, hulle soek waar hulle mekaar sny vanaf 0 tot by 90, so net hierdie positiewe x-as gedeelte waar die twee grafieke mekaar sny. Okay. So natuurlik, ons kan sien die twee grafieke F en G sny mekaar hierso. Kom ons gaan net gou-gou hierso sny hulle mekaar, sien julle dit? Daarso sny die twee grafieke mekaar en dan sny hulle mekaar ook hierso waar die blou alreeds is, nê? Daar sny hulle mekaar ook. So daarso is die twee plekke waar die twee grafieke mekaar sny vir hierdie spesifieke beperking vanaf 0 tot by 90 grade. Sien julle dit, nê? Nou hierso is dit baie maklik, nê? Hulle vra vir watter x-waarde sny die twee grafieke mekaar. So hierdie punt waar hulle mekaar sny is toevallig ook 'n x-afsnit, so daar is dit lekker maklik vir 60 grade, nê? So x gelyk aan 60 grade, maar nou moet ons net hier waar hulle mekaar sny, as ons hom presies afvat na die x-as toe, dan is dit presies in die helfte tussen 0 en 30 grade. So natuurlik gaan dit dan, en mens kan dit ook toets op jou sakrekenaar, gaan maak dit net seker. Kyk, gaan tik dat wanneer jy 15 grade intik in albei van hulle vir dieselfde antwoord gee, ja, so dit is nou maar basies wat jy doen. So jy gaan uitvind dat 15 grade presies tussen 0 en 30, as jy hom afvat x-as toe, dat 15 grade, dit lyk soos 15, gaan toets dit op jou sakrekenaar, as jou y-waardes dieselfde is op 15 grade, dan is dit natuurlik die geval wat vir jou hier gegee word. So jou twee x-waardes, nee, jou twee x-waardes waar jou twee grafieke mekaar sny is hierso by 15 grade en by 60 of by 60 grade. So jou antwoord vir die twee punte gaan natuurlik wees dat x gelyk is aan 15 grade, dis waar hulle mekaar eers sny, of waar x gelyk is aan 60 grade. Okay. So oukies, dis hoekom ek hom nie pink gemaak het nie, want
ons weet, daar waar hulle sê die een grafiek gelyk aan die ander grafiek is waar hulle mekaar sny, en dan gaan soek jy net vir snypunte en gaan skryf die waardes, die x-waardes waar hulle mekaar sny. Nou, meeste van julle sou hierdie 60 gekry het, want dit is logies en maklik. Hierdie 15 was bietjie moeiliker om raak te sien en te bevestig, so mense sou ten minste 1 uit 2 kon kry. Dis hoekom ek hom geel gemaak het. Alright. Nou beweeg ons aan na die volgende vraag toe. Die volgende vraag wat vir ons gevra word, wat die enigste pink vraag is, wat ek glo, as julle nou mooi oplet, dan gaan julle sien, hierdie is eintlik regtig nie 'n moeilike vraag, as 'n mens net verstaan wat hierdie funksienotasie hierso vir ons sê. Oukies nou, luister net gou mooi, let net mooi op hierso. Okay. So hierdie beteken, vir watter waardes van x is nog steeds my vraag. So my antwoord wat ek gee moet waardes op my x-as wees, nê? Soos dit gaan basies grade moet wees, nê? So vir watter waardes van x is gx gedeel deur fx kleiner en gelyk aan 0 vir 2 punte. Oukies, wat hierdie beteken is, wanneer ek my kosgrafiek deel deur my singrafiek, my kosgrafiek se y-waarde, onthou gx, fx beteken die y-waardes, nê? So, waar ek my kosgrafiek se y-waarde vat, deel deur my singrafiek se y-waarde, daardie antwoord moet dan kleiner wees as 0, met ander woorde negatief of gelyk aan 0. Verstaan ons dit? Okay. So met ander woorde, ons wil gaan kyk waar die twee grafieke, die een grafiek moet positief wees en die ander grafiek moet negatief wees, nê? Want 'n positief deel 'n negatief of andersom gaan vir my 'n negatiewe antwoord gee hierso. Okay. So onthou net gou vir my, as ons kyk gou hier, negatief gx gedeel deur negatief fx. Oukies, wat gaan dit vir my gee, nê? Dit gaan vir my 'n positiewe antwoord gee. Stem julle saam, want 'n negatief deel 'n negatief gee vir my 'n positief. Soek ons 'n positiewe antwoord hierso? Nee, ons soek kleiner as 0, so 'n negatiewe antwoord. So waar albei grafieke negatief is, wil ons nie hê nie. Stem julle saam, want negatief deel negatief gee vir my positief en ons soek 'n negatiewe antwoord. So nou gaan ons na ons grafiek toe gaan en oralste waar die grafieke dieselfde teken het, gaan definitief nie wees, ons soek nie dit nie, nê. En ook, as ons gaan kyk net na positief gx, nê, gedeel deur positief gx, nê, die y-waardes, want my y-waarde, ekskuus, fx. Dit gaan vir my, as dit positief is, gaan my antwoord ook positief wees, en dis nie wat ons wil hê nie, ons soek 'n negatiewe waarde hierso. Okay, so kan julle sien, waar my twee grafieke dieselfde teken het, gaan vir my 'n positiewe antwoord gee, nê. So ons soek die teenoorgestelde, nê. Ons wil gaan kyk, wat hierdie vraag hier vir my vra, is waar is die een positief en die ander een negatief? Verstaan julle dit? Okay, of dan nou andersom, negatief en positief, dis wat ons wil hê. Ons wil kyk waar is die twee grafieke bo en onder my x-as teenoorgestelde tekens, nie dieselfde tekens nie. Hoor julle wat ek sê? Okay, so dis presies waarvoor ons gaan soek op ons skets wat ons sopas geskets het. Nou kom ons kyk net gou hierso. Okay, kyk gou hier vir my. Okay, sien hoe mense hierdie doen as jy kyk, jy werk op jou x-as. Jy kyk na waar die grafieke die x-as sny. So ja, as ons gaan van links, nê, na regs hierso, van hierso tot hierso, nê. Hierso is waar die grafieke die x-as sny, nê. So as jy kyk van hier af, nê, hiernatoe, links, hierdie gedeelte hierso, okay? Kan julle sien dat die pink grafiek, dit is gx, nê? So gx is negatief hier, nê? Stem julle saam, kan julle sien die y-waardes van gx is negatief, omdat dit hierso op die negatiewe y-as lê, nê? So daai is negatief, en hierdie gedeelte hierso van f is ook negatief. So, vir hierdie x-waardes hier, vanaf minus 180 tot by minus 120, werk ons met negatief en negatief.
Okay? En onthou, negatief deel negatief gee vir my positief. So ons wil nie hierdie gedeelte hierso hê nie, stem julle saam. So hierdie gedeelte hierso is heeltemal uit, né? Ons soek nie daai gedeelte daar nie. Daai gedeelte is heeltemal uit, want albei is negatief en dit gaan vir my 'n positiewe antwoord gee. Ons soek waar die een grafiek gedeel deur die ander grafiek vir my 'n negatief gaan gee. Nou wanneer ons beweeg na die volgende gedeeltes toe, né? Vanaf hierso, okay, kan julle sien van hier, soos wat ons nou gaan, van hier tot hierso by minus 60 grade. Kan julle sien dat dis waar my volgende afsnit is, né? Kan julle sien vanaf minus 120 tot by minus 60. Kom ons kyk gou-gou, né? Vir F gaan dit hierdie gedeelte wees, né? Stem julle saam? Daarso is F positief, né? En vir dieselfde x-waardes hierso, kyk hierso, is G ook positief. sien julle? So vir hierdie twee eenhede hierso vanaf minus 120 tot by 60 is F positief en G is positief. So 'n positief deel positief gaan vir my positief gee en ek soek 'n negatiewe antwoord. So daai x-waardes is ook nie deel van my oplossing nie. Verstaan julle? Daai is ook uit. Okay? Moet asseblief nie so krap in julle toetse nie, want die merker moet dit nog merk. Ek wil net vir julle dit verduidelik basies. Okay, dan kom ons nou vanaf minus 60 grade. Nou gaan ons aanbeweeg tot by ons volgende x-afsnit. So nou werk ons vanaf minus 60 grade tot by 0 grade. Okay, dis waar ons nou gaan werk. Nou as ons hierso kyk na ons twee grafieke, is dit perfek. Dit is waar ons antwoord gaan lê. Want kyk hierso. F, né? F is mos die swarte, my singrafiek. My singrafiek is negatief, né? Hy lê onder my x-as. So hy is hier by my negatiewe y-waardes, né? So my y-waardes gaan negatief wees vir hierdie spesifieke x-waardes, né? Okay? En dan vir G, vir my kosgrafiek van ons presies hier gaan kyk, daar loop kos vir hierdie spesifieke interval, né? So kos is positief, G is positief en F is negatief. Perfek, né? Want onthou, 'n positief, kom ons kyk gou-gou wat G is positief en F is negatief. Kom ons gaan gou-gou op. Kyk gou-gou hier. So G is positief vir daardie gedeelte en F is negatief. So ja, perfek, né? Kan julle sien, dis daai enetjie daar. 'n Positief deel 'n negatief gaan vir my 'n negatiewe antwoord gee. So kleiner as 0. My y-waardes hier gaan kleiner as 0 wees, so dit is perfek. Dit is die interval wat ons wil hê. So dit gaan verseker 'n interval wees wat deel is van my oplossing. So ek gaan hom nie doodkrap nie. Kom ons check net gou-gou die res. So vanaf hier tot hierso. Kom ons maak dit gou-gou seker, maar ons kan sien, né? Daarso loop my singrafiek is positief en my kosgrafiek vir daardie interval is ook positief. So positief deel positief gaan vir my positief gee. Ons wil 'n negatiewe antwoord hê, dit is uit. En dan vir hierdie laaste gedeelte hierso van hier af tot by die maksimum interval gedeelte, kan julle sien G is negatief vir daai gedeelte en F is ook negatief. Negatief deel negatief gee vir my positief. So natuurlik daai gedeelte is ook uit. So kan julle sien ons het ons antwoord tussen minus 60 grade en 0 grade. Dit is die interval waarmee ons gaan werk, waar die een grafiek positief is en die ander grafiek negatief is, wat vir my 'n negatiewe antwoord gaan gee. So ons weet ons interval is minus 60 en 0. Kom ons gaan skryf dit neer, ons interval, waar dit die geval is. So jy gaan definitief vir my gaan sê, onthou kleinste eerste, so minus 60 grade, dis my x-waardes, en 0 grade. Okay, so daar's my interval. X is hierso in die middel. Okay, nou moet ons mooi gaan besluit, né? Jy kan so lank gaan skryf. Jy kan dit so lank gaan skryf want jy weet dit lê definitief tussen minus 60 en 0. Maar ons moet gaan kyk of ons is gelyk aan ook wil gaan bysit. Mag dit minus 60 grade en 0 grade insluit. Nou hier is ons bietjie van 'n vangplek. Want kyk gou-gou hierso. So die vraag is basies vir watter y-waardes van die een grafiek deel die y-waardes van die ander grafiek gaan vir my 'n negatiewe antwoord gee. Nou wanneer ons presies hierso op minus 60 grade is, sien julle dit, né? Dit is nou natuurlik waar my f-grafiek
die x-as sny. So dit is waar die y-waarde is dan nou natuurlik, die y-waarde is 0. Okay. Die y-waarde is 0 presies hierso. Okay. So kan julle sien as ons nou gaan en ons gaan sê gx, nê, en ons deel dit deur fx se 0 wat dit hierso is by -60, nê, dan gaan dit natuurlik ongedefinieerd wees, stem julle saam. So daarom kan ons nie -60 insluit nie. Dieselfde rede vir hierso by 0 grade. By 0 grade is dit 'n afsnit hierso. So y gaan 0 wees, nê, vir f. So weer eens ons gaan deel deur 0 wat ongedefinieerd is. So daarom gaan ons nie die -60 en die 0 grade insluit nie. Alright, so daarom los ons dit net so, ons gaan nie is gelyk, ons bysit nie, en daai is my finale antwoord vir daardie 2 punte. X lê tussen -60 en 0 grade. Natuurlik kan 'n mens dit ook so gaan skryf. Jy kan ook gaan sê, dis jou een opsie daar. Jou ander opsie is om te gaan sê dat x 'n element is, onthou 'n toehakie -60 en ook 'n toehakie by 0 grade. Okay, want dit mag nie -60 en 0 grade insluit nie, want dan gaan my antwoord ongedefinieerd wees. Okay, so daar's jou 2 opsies om daardie 2 punte te gaan kry. Okay, dan die laaste vraag, ouetjies, wat vir ons hierso gevra word, is natuurlik bepaal die algemene oplossing, en ek weet my leerders het baie van algemene oplossing gehou. Ja, maar daar is in julle boeke, en ek het dit elke keer vir my leerders gesê, in julle boeke is daar elke liewe tipe manier van algemene oplossing, hoe hulle dit kan vra en hoe jy verby die of oor die hekkie gaan spring, nê, om oor die moeilike gedeelte te kom. Okay. Nou hierdie is een van daardie spesiale tipes algemene oplossings wat in julle graad 12 boeke is. Okay. So dit is waar ons kofunksies gaan gebruik om die algemene oplossing te kry. Onthou, die doel van 'n algemene oplossing is natuurlik om met een triegfunksie te werk en om die algemene oplossing vir daardie triegfunksie te kry. Huidiglik het ons 'n kos en 'n sin. Okay, so dit is ons doel waarmee ons gaan werk. Okay, nou kom ons kyk gou-gou kos x plus 30 grade. Kom ons gaan skryf dit net gou-gou hierso neer. Okay, so dit is kos hakkie x plus 30 grade minus sin 3x, nê? Dit is gelyk aan 0. Dit is wat vir my gegee word in my vraag, en hulle vra vir my, bepaal die algemene oplossing hiervan. Alright, nou ouetjies, wanneer ons die algemene oplossing wil doen, wil ons met een triegfunksie werk, met een triegverhouding werk. En huidiglik het ons 'n kos en 'n sin. Nou as ons albei aan die kant los, nê, is daar duidelik niks wat ons hier gemeenskaplik kan gaan uithaal nie. Stem julle saam? So as daar niks is wat 'n mens gemeenskaplik kan uithaal nie, dan skuif 'n mens die ander funksie na die ander kant toe natuurlik. Okay? So jy gaan sê kos x plus 30 grade. Okay? En jy gaan hom oorskuif. Jy gaan die sin 3x oorskuif na die regterkant van jou vergelyking sodat hy positief word. Dis jou eerste stap. Alright. Dan jou volgende stap, en hierdie is wat die boek vir jou leer om te doen, nê, vir hierdie spesifieke tipe algemene oplossing. Wanneer jy niks aan weerskante van die twee kan doen nie, wanneer jy met 'n kos en met 'n sin aan weerskante van die is gelyk ontwerp, dis eintlik een van die voorwaardes. As jy 'n kos aan die een kant het en 'n sin aan die een kant, wil 'n mens albei kante of kos maak of sin maak. En die enigste manier hoe 'n mens dit kan doen is deur kofunksies in te bring, nê? Want ons weet kos en sin is mekaar se kofunksies natuurlik. Okay. So dit is wat ons gaan doen. Jy gaan nou 'n kofunksie inbring en jy kan besluit dit maak nie saak nie. Jy kan 'n kofunksie hier inbring om die kos 'n sin te maak, of jy kan 'n kofunksie hier inbring om die sin 'n kos te maak. Nou ek gaan kom ons los die kos. Albei gaan vir dieselfde antwoord gee. Okay.
Ons gaan 'n koefunksie inbring, so ons wil hierdie sin in 'n kos verander. Onthou, want dit is wat 'n algemene oplossing is. Jy wil met een spesifieke koefunksie, nie koefunksie nie, triegverhouding werk. So ons wil hierdie kant ook 'n kos maak. Die enigste manier hoe ons 'n sin 'n kos kan maak, is wanneer ons 'n koefunksie, wanneer ons met 90 grade werk, nê. 90 grade plus minus of 270 grade plus minus gaan 'n sin in 'n kos verander. Maar onthou nou, en dan wanneer 'n mens koefunksies gebruik, is dit eintlik altyd beter dat 'n mens die eerste kwadrant se koefunksies gebruik, want ons weet in die eerste kwadrant is al 4 jou triegverhoudings is dan daar positief. So nou hoef jy nie te bekommer oor tekens nie. So daarom, wanneer ons koefunksies gebruik, gebruik ons die 90 grade minus koefunksie, want dit is dan nou in my eerste kwadrant, né? 90 grade minus is in my eerste kwadrant waar alles positief is, dan hoef jy nie te bekommer oor tekens nie. So natuurlik daar gebruik ons 90 minus dan die 3x wat daar nou al reeds is as sy hoek. Sien julle dit? So dit is hoe maklik dit is. Nou sit ons met kos en kos. Daar werk ons met een triegfunksie reg deur uit en dit is wat ons wil hê. OK. Goed. Nou kan 'n mens dan nou basies vir mekaar gaan sê hierso, kan jy sê dat kan julle sien kos in albei gevalle is definitief positief, né? So jy gaan in kwadrant 1 en in kwadrant 4 gaan jy basies werk, né, vir jou algemene oplossing, omdat jou kos is natuurlik regdeur positief. So waar is kos positief? Ons weet ons wil werk dan nou in kwadrant nommer 1, né? Stem julle saam, en in kwadrant nommer 4. Dit is waar kos positief is. So dit is waar my algemene oplossings gaan lê. OK. Goed, nou in kwadrant 1, onthou net gou vir my dat ek gaan gou vir julle wys. Die beginsel agter hierdie is dat, onthou hierdie hoek hierso moet dieselfde grootte wees as daardie hele hoek daarso. Sien julle dit? Want ons sê in die vergelyking dat kos van hierdie hoek moet dieselfde wees as die kos van daardie. Hoe kan julle sien? So kos en kos is dieselfde, so hierdie hoeke hierso moet ook presies dieselfde waarde gee vir hierdie vergelyking om waar te wees, as julle hoor wat ek sê. Vir die kant om dieselfde waarde antwoord te gee as die kant, moet hierdie hoek dieselfde as daai totale hoek gee. So daai twee hoekgroottes is presies dieselfde. Nou dit is basies dan nou wat 'n mens gaan gebruik wanneer jy jou algemene oplossings gaan doen. So jou verwysingshoeke is dan nou daai twee hoeke. Verstaan julle, omdat dit basies dieselfde grootte hoek moet wees. So wat 'n mens dan nou gaan doen, is jy gaan nou sê, OK, hierso gaan ek met my verwysingshoek werk. Ek gaan werk met x plus 30 grade. Onthou in kwadrant 1 word niks bygetel of afgetrek nie, dis net die verwysingshoeke self. So jy gaan werk met x plus 30 grade is gelyk aan 90 grade minus 3x plus k maal 360 grade, né? OK. En dit is wat 'n mens basies dan nou gaan doen, né? Plus k maal 360 grade, dit is jou heel eerste gedeelte in kwadrant 1. En wanneer ons in kwadrant 4 gaan werk, gaan ons basies dieselfde doen. Jy gaan sê x plus 30 grade is gelyk aan, weer eens, maar onthou in die 4de kwadrant werk ons met 360 grade minus, stem julle saam. So jy gaan nou hier ietsie gaan bysit, jy gaan sê 360 grade minus, maar onthou wat die wiskunde reël is of beginsel is, na 'n minus, wanneer ek na 'n minus 2 of meer termes gaan aftrek, dan moet ek 'n hakie maak, né? So daar sê ek 360 minus, wat wil ek gaan aftrek? Ek wil 90 minus 3x gaan aftrek. Dis 2 termes, daarom moet dit in hakies kom. So jy gaan sê 90 grade minus 3x in hakies plus k maal 360 grade. Alright. So nou hierso gaan 'n mens, kom ons kyk die algemene oplossing in die eerste kwadrant julle. Hierso gaan 'n mens jou x mos nou aan die kant hê en dan jou grade aan daai kant hê, nê. So hierso gaan dit wees x, die x wat daar is bly daar, daai x en dan jou negatief 3x gaan oorkom, dan word hy positief 3x, nê. Hierdie plus 30 gaan moet oorskuif, dan gaan dit wees 90 grade minus 30 grade
plus k maal 360 grade, nee. So x plus 3x gee vir my natuurlik 4x. Daai gaan vir my 90 minus 30 gee vir my 60 grade plus k maal 360 grade. Nou natuurlik, oudjies, ons soek net vir x, nee, die algemene oplossing, so ons gaan oralste deel deur 4. So jy gaan daar deel deur 4, jy gaan daar deel deur 4 en onthou jy gaan elke liewe term deel deur 4. So nou gaan daai en daai uitkanselleer, so daar sit ons met x is gelyk aan 60 gedeel deur 4 gee vir my 15 grade en 360 gedeel deur 4 gee natuurlik vir my 90 grade. So plus k maal 90 grade en dan moet jy ook onthou om hom af te sluit met k is 'n element van heelgetalle. Ok, so daar het ons die algemene oplossing vir die eerste kwadrant. Dan gaan ons die algemene oplossing vir die vierde kwadrant moet gaan doen. En hier gaan ons eerste van daai hakkie moet ontsla raak. So ons gaan sê x plus 30 grade is gelyk aan 360 grade. Dit gaan wees minus 90 grade plus 3x plus k maal 360 grade. Ok, nou is dit lekker. Nou het ons van daai hakkie daar ontslaag geraak deur hom in te maal. Die tekens het verander. So nou gaan ons al die x'e na die linkerkant toe vat en die grade na die regterkant toe vat. So daai x bly daar. Daai positief 3x wat ons oorvat, dan word hy negatief 3x. Dan sit ons hierso met 360 grade minus 90 minus daai 30, né? Plus k maal 360 grade. Ok, nou het ons al ons x'e aan die linkerkant en al ons grade aan die regterkant. So x minus 2x gee natuurlik, x minus 3x gee vir jou minus 2x. Ek het klaar die antwoord in my kop gehad, En dan as 'n mens nou hier gaan en jy vat 360 grade minus 90 grade gaan natuurlik vir jou 270 grade gee. 270 grade minus 30 grade gaan vir jou 240 grade gee. Ok, so daar sit jy met 240 grade plus k maal 360 grade. Ok, en dan al wat 'n mens moet doen weer eens, jy deel deur negatief 2 om vir x alleen te kry. So jy deel daar deur negatief 2, so jy moet daar deel deur negatief 2 en jy moet daar deel deur negatief 2. En dan gaan daai 2 natuurlik uitkanselleer. So jy sit dan met x 240 gedeel deur minus 2 gee vir jou minus 120. Dan onthou net gou mooi dat daai positief daar gedeel deur daai negatief gaan daai positief in 'n negatief verander. So dit gaan wees negatief k maal en dan gaan 'n mens natuurlik jou 360 grade gedeel deur 2 wat dan nou 180 grade vir ons gaan gee. En oudjies, dan moet 'n mens net onthou om jou k is 'n element van heelgetalle te gaan bysit met jou finale oplossing. Ok, oudjies, nou dit was dit vir 6 punte gewees. Weereens, net om te gaan leer of om te verstaan hoe om die algemene oplossing te doen. Ek soek net een triegfunksie. Hoe gaan ek dit kan kry? Ek gaan my sin in my kos moet verander. Daai hoek moet so groot wees soos daai hoek. Dis my verwysingshoeke. So daai aan die een kant van die algemene oplossing en daai aan die ander kant van die algemene oplossing. Ek wil werk in die twee kwadrante waar kos positief is. Julle sien voor die kos werk ons met positiewe kosse. So ons wil in kwadrant 1 en kwadrant 4 werk en dan werk ons net daar verder met die kwadrant se spesifieke inligting. OK. Nou oudjies, ek het hom geel gemaak. Soos ek vir julle sê, dit is eintlik as 'n mens dit gaan leer in jou boek, is dit eintlik 'n groen vraag. Maar nou ja. OK julle, ek hoop regtig dat hierdie julle gehelp het veral met hierdie tipe moeiliker vrae en dat dit die waardeversameling in die toekoms ook vir julle baie makliker sal wees.